Wel, liewe kykers, baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit is weer lekker goeie nuustyd. En kom ons bid saam. En ons bid omdat ons wil hê, ons vra nou, nê. Want die Vader sê, julle kan vra. Vra, klop en vir jou sal oopgemaak word. En ons wil deur gebed erken dat ons afhanklik is van die Heilige Gees om met ons te praat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom in die naam van Jesus. Hierdie troon van genade wat U vir ons oopgemaak het. Dat U ons uitnooi om by U te kom sit. Ons wil leer, Vader. Heilige Gees, dankie dat U die leermeester is en dat U ons meer leer van U kosbare woord. Dankie, Heilige Gees. Jesus, dankie dat U die weg vir ons oopgemaak het, sodat ons by die Vader kon uitkom. En U het ons oudste broer geword. Dankie, Jesus. Dankie vir U volkome werk, dat U ons blaamloos, heilig, voor U Vader kom stel het. Dankie dat U, Jesus, ons hoëpriester is, dat U op hierdie oomblik ons middelaar is, vir ons intree, dat U, die Heilige Gees, vir ons bid. Dankie, Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Ai, liewe kyker, is dit nie wonderlik om te weet dat die Heilige Gees daar by U is? Ek sê dit baie keer, maar dit is vir my so 'n groot ding. En U weet dat dit was ek dink een van die hoofdoele van Jesus se koms. Dat hy die weg vir ons oopgemaak het om by die Vader te wees en dat die Vader by ons kan wees. En dat ons die Heilige Gees kan ontvang. U weet daar in Galasiërs 3 vers 13 sê hy, Jesus het 'n vloek vir ons geword, sodat die seun van Abraham na ons toe kan kom en dat ons die Heilige Gees kan ontvang. U sien, dit is hoekom Paulus in Handelinge 19 geïnspireerd deur die Heilige Gees, sê hy vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het. Hulle sê, ons het nie eens geweet van die Heilige Gees nie. Hy sê vir hulle, maar met watter doop is julle dan gedoop? Hulle sê met die doop van Johannes, en Paulus beskryf hulle, hy sê verduidelik vir hulle, Johannes het met die doop van bekering gedoop. En hy verkondig toe Jesus aan hulle. Hy sê, Johannes het gesê, Jesus sal kom, en ek verkondig hom nou aan julle. En toe hulle glo, toe is hulle gedoop in water, en toe stop Paulus nie, hy lê hande op hulle, dat die Heilige Gees op hulle sou kom. Nou, ek wil hê, jy moet baie mooi, noukeurig, dit verstaan. Bekering, doop in water, in Handelinge 19, en toe doop met die Heilige Gees. Nou, in Handelinge 8, daarso is weer die evangelie verkondig. Hierdie disipel van Jesus, of hierdie volgeling van Jesus, verkondig die evangelie in Samaria. En hy verkondig die evangelie en dit sê, hulle het tot bekering gekom. Dit sê hulle het aanvaar wat gesê is. In Handelinge 8, kom ek wys dit net vir u, dat u dit duidelik kan sien. Handelinge, hoofstuk 8, is dit nie lekker om in die Bybel te blaai so nie, nee. Hierdie tegnologie, doen dit net nie vir my nie. Handelinge 8, dit sê, en Filippus, in vers 5, en Filippus het afgekom in 'n stad van Samaria, en Christus aan hulle verkondig. So hy het Christus aan hulle verkondig. En dan sê dit, hulle is gedoop, vers 12, maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God aan hulle verkondig het in die naam van Jesus Christus, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. So, hierdie mense is toe gedoop in water. Nou sien ons, dat die apostels hoor toe, hierdie ouens het Jesus aanvaar. En hulle stuur toe, 2 van hulle. Ek lees vir u in vers 14. En toe die apostels in Jerusalem hoor, dat Samaria die woord van God
aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur. Hulle het afgekom en vir hulle gebid. Hoor nou hier, nou gaan ek hierdie vers en die volgende een aan mekaar lees. Dan verstaan u wat gebeur het. Hulle het gehoor, hulle het afgekom en vir hulle gebid, sodat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Heilige Gees het toe nog op niemand van hulle geval nie. Maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. So, hulle was nog nie gedoop met die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees nog nie op hulle gekom nie. Nou, as jy nou teruggaan en kyk, ek wil net hierdie agtergrond skep, want ek wil na Kolossense hoofstuk 1 toe gaan, maar voor ek daarna toe gaan, moet jy eers mooi verstaan, die basis, die fondasie, die begin van 'n Christense lewe, is hy aanvaar Jesus as sy Here. Hy word gedoop in water, hy word gedoop met die Heilige Gees. Of, hy aanvaar Jesus as sy Here, hy word gedoop met die Heilige Gees, en hy word gedoop in water. En Paulus noem hierdie mense, wat so tot geloof gekom het, noem hy in sy briewe, geheiligdes, heiliges. Hy noem hulle gestuurdes, hy noem hulle heiliges, hy noem hulle seuns en dogters van God. Jy sien, ek wil daarby uitkom, dat as jy die brief van Kolossense lees, en baie van die ander briewe, meeste, praat Paulus nie weer oor die doping met die Heilige Gees nie. Hy vertel hulle, wat Jesus vir hulle gedoen het. Hulle kyk daarna, en hulle aanskou dit. En dit is hoe 'n mens groei. En ek wil hê, liewe kyker, ek het nou vir weke, vir die jaar of 2, wat ek hier op kruis kyk met u praat, het ek baie met u gepraat oor bekering, doop met die Heilige Gees. Wat het Jesus gedoen aan daai kruis? Wat het gebeur aan die kruis? En nou, hierdie mense in Handelinge 8, u sien duidelik, hulle het Jesus aanvaar as hulle Here, toe is hulle gedoop in water, toe stuur die apostels, 2 van die apostels na hulle toe, sodat die Heilige Gees op hulle kon kom. Hulle het vir hulle gebid, dat die Heilige Gees op hulle sou kom. In Handelinge hoofstuk 10, wil ek u nou na Handelinge 10 toe vat, dan sal jy sien in Handelinge 10, dis die gedeelte waar Petrus mos die laken sien met die onrein diere, en dan sê die Heilige Gees, dan sê Jesus vir hom, eet Petrus. Dan sê hy, ek gaan nie hierdie goed eet nie, hulle is onrein. Dan gebeur dit 3 keer wat hierdie laken afsak. En God sê vir hom, Jesus, deur die Heilige Gees, praat met Petrus en sê vir hom, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein maak nie. Toe gaan Petrus, toe stuur die Here hom na Kornelius se huis toe, en vir Kornelius sê die Heilige Gees, jy moet daardie man ontmoet, want hy gaan vir jou die woorde van die lewe gee. Nou kom Petrus daar uit, en Kornelius, hulle was heidene, hulle was nie Jode, hulle was nie Joods nie. Hier kom Petrus by hulle, en wat doen hy? Hy preek Jesus aan hulle. Nou dis Handelinge hoofstuk 10. In Handelinge 10, as jy mooi kyk daar, vers 43, en nou praat Petrus hierso. Ai. Kom ek lees vir u. Ek wil nie die hele gedeelte lees nie, vers 44. En toe Petrus nog besig was met hierdie woorde, watter woorde? As jy bietjie terugkyk, hy het Jesus verkondig en hom as gekruisigde. Hy het nie vir hulle gesê hoe sondaars hulle is nie, of hoe sleg hulle is nie. Hy het Jesus aan hulle verkondig en die goeie nuus het hy gebring. Nou sê hy, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Jy sien, hulle hoor die woord van Jesus, hulle glo dit, die Heilige Gees val op hulle, en nou begin hulle in tale te spreek en te profeteer, en Petrus sê, ons kan nou hierdie mense ook doop in water, want hulle die Heilige Gees net soos ons ontvang. En wat verwys Petrus na? Na Handelinge 2, waar die Heilige Gees op hulle gekom het, en hulle het krag gekry om 'n getuie te wees. Liewe kyker,
Hierdie is ontsettend belangrik vir u in u Christenlewe. Kan u vir my sê, ek het Jesus aanvaar as my Here? Dan wil ek vir u sê, is u al gedoop in water? Jy sê, maar is dit belangrik? Ek dink enige iets wat in die Bybel staan en wat ons duidelik sien, is belangrik. Enige iets. Maar dit moet onder leiding van die Heilige Gees gebeur. U kan nie net sê, Jesus, ek aanvaar U as my Here, en u's gered nie. As die Heilige Gees dit in u werk, dan word u op daai oomblik gered. Anders is dit net woorde. Maar u kan vir uself antwoord. Het u die getuienis in u hart, dat u 'n seun, 'n dogter van God is? Dan, die tweede ding is u gedoop in water? Ervaar u dat die Here met u miskien praat oor die doop? Of is u reeds gedoop in water? Met my, ek is eintlik skaam om te sê, maar het was 2 jaar wat die Here met my gepraat het oor die doop van gelowige. Is jy gelowig? Toe wys hy vir my Handelinge 8. En Handelinge 8, hier's Filippus en die hofdienaar. En Handelinge 8, hier by vers 36, 37, sê die hofdienaar, maar daar's water. Wat verhinder my om gedoop te word? Dan sê Filippus vir hom, as jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Soos jy kan sê, Jesus is my Here. Ek glo dat Jesus vir my gesterf het en opgestaan het. Dan is dit geoorloof vir jou om gedoop te word in water. Red die doop jou? Nee, die doop red jou nie. Jy is met die aanneming van Jesus Christus, word jy gedoop in sy dood. En daardie doop red jou. Want met die aanneming van Jesus word jy ook gedoop in sy dood. En dit is jou ou mens het gesterf en jou nuwe mens het opgestaan en jy is nou daai nuwe skepsel. So, die punt wat ek maak, Handelinge 10, hier praat Petrus nog oor Jesus, die Heilige Gees kom op hulle en Petrus sê, nou kan hulle gedoop word nou kan hulle gedoop word in water. En hy doen dit. Hulle word gedoop in water. U sien, liewe kyker, dis belangrik. Moenie dat leerstellinge wat u al die jare geleer het, soos ek het leerstellinge geleer wat nie in die woord is nie. En toe besef ek maar hierdie ding, my oupa het dit gesê en my pa het dit gesê, maar ek sien dit nie in die Bybel nie. En dan het ek my Bybel gaan lees en toe ervaar ek dat die Here met my oor die goed praat. So, is u gedoop met die Heilige Gees? Het die Heilige Gees al op u gekom? Het u vir Jesus gevra om u te doop met die Heilige Gees? Ek vra nie, praat u in tale nie. Dis nie wat ek vra nie. Ek vra, het u vir Jesus gevra om u te doop met die Heilige Gees? Wat is die teken van die doping met die Heilige Gees? Volgens die Bybel, Handelinge 1 vers 8, sê Jesus, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees op julle kom, en julle sal my getuie wees. Dis die teken. Is tale en die gawes van die Heilige Gees vir u? Ja. En dit is waar ons nou gaan. Ons gaan na die briewe toe. En ons gaan nou kyk, as Paulus hier met hulle begin praat in die boek Kolossense, Efesiërs, Filippense, Kolossense hoofstuk 1. En dis fantastiese skrifversie. Maar hy begin so, hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeder Timoteus, aan die heiliges en gelowige broeders in Christus, wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Paulus, apostel van Jesus Christus, aan die heiliges en gelowige broeders. So, Paulus neem aan, dat hierdie mense Jesus aanvaar het as hulle verlosser, dat hulle geredde mense is. So dis hoekom hy nie meer met hulle praat oor die doop met die Heilige Gees nie. Hy sê vir hulle, julle is heiliges. Hy neem aan, hulle is heiliges, want hulle is gelowiges. Nou, verder kom hy dan, en hy praat met hulle,
En hy wil vir hulle wys, hierdie Christenlewe, hierdie nuwe lewe wat julle ontvang het, hy gaan nou vir hulle verduidelik, wat het eintlik met julle gebeur? Wat is julle autoriteit? Ek wil spring na vers 12 toe, gou. Net dit vir jou lees. Hy sê, en die Vader mag dank. Jy en ek kan vir die Vader dankie sê. Vir wat? Wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy het ons bekwaam verklaar. U sien, die oomblik toe u in Christus inkom. 1 Korintiërs 1 vers 30 sê, deur hom is u in Christus Jesus. Toe u ingesit is, deur die Vader, in die naam van Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, toe u ingesit is, in Christus in, toe word hierdie skrifte 'n werklikheid. U is bekwaam gemaak. In Kolossense 1 gaan ons sien, u is vlekkeloos en blaamloos voor die Vader. Dis hoe hy u op hierdie oomblik sien. U kwalifikasie is gered, bekwaam gemaak, gedoop met die Heilige Gees. Gedurig deur word u nou vervul met die Heilige Gees. Hy kwalifiseer u, hy het u gekwalifiseer, deur Jesus Christus, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Nou, kom ek lees vir u. Vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Hierdie is deel van die erfenis. Verlossing van die mag van die duisternis. Het u as Christen 'n probleem met verslawing? Enige verslawing, van nikotien tot dwelms. Ja, daar's Christene wat dwelms gebruik. Is u afhanklik van pille, depressante, dit, dat. Ek wil u sê, u is verlos. U gaan u verlossing al hoe beter sien. En hoe meer u dit sien u die waarheid. Wat het Jesus gedoen? En hy sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Dis 'n proses. U is vry, nou word u vry. U is gekwalifiseerd, u is bekwaam gemaak, nou gebruik u daardie stand van u, en u kom na die troon van genade, en u bid. Die vrug van u kwalifikasie word gesien in u werk. Hierdie is vir my so mooi. U weet, toe ek gestudeer het om 'n onderwyser te word, toe kry ek daai kwalifikasie, na 4 jaar, hier het ek my papier. Nou gaan staan ek in die klas, daai eerste dag in die klas, en ek staan daar, en ek besef maar, ek is 'n onderwyser. Hierdie kinders moet vir my luister. Ek het autoriteit. Nou leef ek my kwalifikasie uit. Liewe kyker, hierdie is ongelooflik belangrik, dat u dit sien, dis gelooflik belangrik, dat u hierdie sal sien. God het u gekwalifiseer, om met vrymoedigheid na die Vader toe te gaan. Nou gaan u na die Vader toe, weens u kwalifikasie. U leef dit nou uit. U sien, wat God gedoen het, is verseël met die Heilige Gees. In die Efesiërs sê dit, dus u redding is verseël. U is verseël met die Heilige Gees. In 1 Johannes 5 sê dit, u is uit God gebore, en die bose het geen vat aan u nie. Daardie Gees van u kan nie sondig nie. 1 Johannes 3 vers 9. Hy kan nie sondig nie. En jy sê, maar ek sondig nog. Nou, moet u hierdie baie mooi verstaan. Dat wat uit God gebore is, wat uit Gees gebore is Gees. En Johannes 4 vers 24 sê, God is Gees. Wat uit God gebore is Gees. U is die nuwe skepping. Maar u ore het nie nuut geword nie. U is nog steeds
miskien 'n bietjie vaag met wiskunde. U is nog steeds wat u was. In die liggaam kan daar dalk nog skete wees. Maar dit maak nie 2 Korintiërs 5 vers 17 kragteloos nie. Dis u kwalifikasie, dis u erfdeel as iemand in Christus is. U is in. Daarom is u 'n nuwe skepping. Sien u daardie nuwe skepping in u siel en in u liggaam? In baie plekke sien u dit nog nie. U sien nog dat u byvoorbeeld u meer verloor, dat u geïrriteerd raak, dat u nie in liefde optree nie. Maar diskwalifiseer dit u stand wat sê, ek het jou bekwaam verklaar. En jy dank die Vader dat jy bekwaam verklaar is deur homself. Deur hom is u in Christus Jesus. Dit is wie u is. Ek is wat God sê ek is. Hy het my bekwaam gemaak. Nou, omdat ek hierdie beloftes begin aanvaar, omdat ek begin kyk, ja, maar hier staan dit duidelik, jy kyk, jy sien, jy hoor, geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Nou sien jy dit, jy hoor dit, en die Vader mag dank wat my bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Soos ek, wat gekwalifiseerde onderwyser, ek het die sertifikaat, dit het my bekwaam gemaak, om nou in die klas te gaan onderwys gee. Maar daai kwalifikasie het 'n tyd gevat om by my pos te vat, sodat ek al hoe betere onderwyser word. Ek het al hoe meer besef, maar ek het autoriteit. Ek het autoriteit in my klas. Hierdie kind mag nie so in my klas optree nie. Ek sit my voet neer. Ek praat 1 keer en julle luister. Ek het dit toegepas en ek het al hoe meer gesien hoe gebeur het. Nou sê ek vir u, hoe meer u begin glo wat u kwalifikasies is deur Jesus Christus se kruis, wat is die kwalifikasie daar? My ou mens is gekruisig saam met Jesus. Dis my erfdeel, dat my ou mens dood is. Jy sê, wat 'n erfdeel is dit? My ou mens is dood. Hy's dood. Daai een wat Jeremia van praat, die hart is bedrieglik bo alle dinge. Wie kan dit ken? Dis boos. Hy's uitgehaal. Jesegiel 36 vers 26. Jy sien, hierdie is my erfdeelskrifte. Ek vat dit. Hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe gees gee en ek sal 'n nuwe hart in julle binneste sit. En jy kan sê, dis my erfdeel. Ek het 'n nuwe hart. Ek het 'n nuwe gees in my binneste. Nou weet ek, hierdie werke van u, roep, skreiend, skreeu in jou oor. Hoe kan jy dit sê? Jy's arrogant, jy's hoogmoedig, jy's nie nederig nie. Nee, my liewe kyker, jy's juis so nederig, dat jy die werk van God erken. Dis belangrik. Ai, liewe kyker, is so belangrik. Die kruis, jou ou mens is dood, dis jou porsie. Dankie Jesus, dat ek nie 2 nature in my het nie. Partykeer voel dit so, want jy het die onvernuwe gemoed, en jy het die sin van Christus. Nou, maak jy die keuse, wie gaan jy glo? Ek gaan glo wat God sê. Ek gaan die Vader dank, wat my bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel. So, hy het jou bekwaam gemaak, om hierdie lewe wat Christus voorbetaal het, deelagtig te word, in jou alledaagse lewe. Dat jy verbaas sal staan, hoe dat jy meer selfbeheersing in jou lewe sal sien. Jy sien meer liefde in jou lewe. Jy sien die vrug van die Gees, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid. Jy sien, jy word al hoe meer getrou. Hoe meer jy sien wat die woord sê, jy is soos Christus. Jy is soos Jesus op hierdie aarde. Sy woord is sy eer. Hy sê, laat jou ja wees. Jy kom agter maar my ja word ja. Ek wissel nie meer nie. Ek word nie rondgewaai deur elke wind van lering nie. Liewe kyker, hierdie nuwe skepping lering, hierdie wie u werklik is, maak u kragtig in die Here om dit uit te leef,
om werklik sout te wees, om werklik lig te wees daar waar jy is, om werklik 'n seën te wees vir mense om jy. Ai, liewe kyker, ek seën u in die naam van Jesus. Mag u hierdie openbaringskennis kry, meer en meer. Ons gaan weer daaraan gaan. Mooi loop, seën vir u.